Ek gaan juis met julle praat oor lig. Nie baie lank nie. Maar lig, dis baie interessant dat die Bybel begin met lig. Daar in Genesis 1 vers 3 het God gesê, laat daar lig wees. En dan kan jy gaan lees in die laaste hoofstuk Openbaring 22, praat die Bybel ook van lig. As hy praat van die hemel, die nuwe aarde, die nuwe Jerusalem, dan sê hy daar, die son sal nie daar wees nie, maar God self gaan die lig wees in hy stad. So die Bybel begin met lig en hy eindig met lig. Lig is baie belangrik. En is vir my altyd wonderlik as ek so dink aan die gemeente, aan wat die Here al in party van julle se lewens gedoen het. Hoe sy lig deurgebreek het in party mense se lewens. Wonderlik hoe die Here bemoeienis maak met ons. Maar kom ons lees daar in Jesaja 60 vers 1 tot 5 en dan vers 18 tot 22. Laat jou lig skyn. Hy sê, staan op, word verlig, want jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke. Maar oor jou sal die Here opgaan en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. En nasies sal trek na jou lig en konings na jou stralende opgang. En toe ek bidend hierdie woord lees, toe was dit asof die Here vir my gesê het van Bethesda gemeente, nasies sal trek na jou lig. Dit is belangrik dat hierdie gemeente altyd die nasies in hulle visie sal hê. En konings sal kom na jou stralende opgang. Slaan jou oor rondom op en kyk, hulle almal kom by mekaar. Hulle kom na jou toe oor, jou seuns kom van ver en jou dogters word op die heup gedra. Dan sal jy dit sien en straal van vreugde en jou hart sal ontroer en verruim word, want die rykdom van die see gaan na jou toe oor. Dit praat van mense wat sal kom. Die skatte van die nasies kom na jou toe aan. Van geweld sal in jou land nie meer gehoor word nie. Dis ons gebed vir Suid-Afrika. En ek glo daar gaan 'n herlewing wees in die laaste dae voor Jesus kom. Van geweld sal in jou land nie meer gehoor word nie, dit is wat ons moet bid. Van geen verwoesting of verbreeking in jou grondgebied nie, maar jy sal jou mure heil noem en jou poorte lof. Die son sal bedags jou lig nie meer wees nie, so hy verwys eintlik na die toekoms ook. En as glans sal die maan vir jou geen skynsel gee nie, maar die Here sal vir jou wees 'n ewige lig. En jou God sal jou sieraad wees. Jou son sal nie meer ondergaan nie, en jou maan nie kleiner word nie, want die Here sal vir jou wees 'n ewige lig, en die dae van jou treurigheid is verby. Die dae van jou treurigheid is verby. Eintlik 'n wonderlike woord vir die gemeente. Maar ook 'n persoonlike woord. Wonderlike belofte van die Here. As ons dit lees, dan wonder ons, wat het hier gebeur? Maar Israel is weer herstel en Jerusalem is weer opgebou. En toe kom die Here deur sy profeet en hy praat met sy volk en hy sê vir hulle, God se lig sal weer oor julle skyn. Ten spyte van duisternis, ten spyte van donker wolke van die goddelose nasies in die wêreld om julle, ten spyte van duisternis sal God se lig weer oor julle skyn. 'n wonderlike belofte wat die Here hier vir sy kinders gegee het.
Nou vandag leef ons ook in 'n donker wêreld van sonde en vervolging en verdrukking. In hierdie laaste dae, die Bybel sê in die laaste dae sal daar pestsiektes wees. So dis nie snaaks nie. Allerhande siektes en pla. Maar God se lig in ons verdryf die duisternis om ons. Stem julle saam? God se lig in ons verdryf die duisternis om ons. En sonder God is daar geen lig nie. Sonder God het geen mens lig nie. So wat moet ons nou doen in hierdie krisistyd waarin die wêreld nou lewe? Toe ek hieroor bid en voorberei toe, kom hierdie skrif na my toe. Hoor wat sê die Living Bible van hierdie gedeelte. Arise my people, let your light shine. Amen. Arise my people, let your light shine for all the nations to see, for the glory of the Lord is streaming from you. So ons moet ons lig laat skyn. 'n Wonderlike belofte vir hierdie gemeente, maar ook 'n baie persoonlike woord vir elkeen van ons. Arise, let your light shine, for all the nations to see, for the glory of the Lord is streaming from you. Nou dis wonderlik om 'n getuie vir die Here te wees, en elke kind van God het 'n getuienis. Is dit waar? Ek sê elke kind van God het 'n getuienis. Die dag toe jy Jesus aangeneem het en jou hart en jou lewe vir hom gegee het, is 'n getuienis. Jy het oorgegaan van duisternis na lig. So elke kind van God het 'n getuienis. Om te vertel dat Jesus Christus jou persoonlike redder is, om te vertel van alles wat hy al vir jou gedoen het, om te vertel van hoe lief jy hom het, om te vertel waarom jy vir hom lewe, is 'n getuienis. En elke kind van God het 'n getuienis. Nou hoor wat sê Matteus 5 vers 14 tot 16. Jesus sê, julle is die lig wat die wêreld moet verlig. En hy praat van elkeen van julle. En van my, julle is die lig wat die wêreld moet verlig. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan mos nie weggesteek word nie. 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en maak dit onder 'n emmer toe nie. Inteendeel, jy sit dit bo op 'n lampstander, dan maak dit lig vir almal in die huis. Dan vers 16 sê, julle moet so voorbeeldig lewe. Julle lig so laat skyn. So voorbeeldig lewe, dat julle 'n helder lig sal laat uitstraal. Dan sal die mense dit sien en julle hemelse Vader daarvoor prys. So dit wys eintlik net vir ons, hoe ons as kinders van die Here 'n geweldige invloed het, wanneer ons die gemeenskap of die wêreld of die omgewing binnendring met ons lewe en met ons getuienis, het ons 'n geweldige invloed. Wanneer jy jou getuienis uitleef oor wat die Here vir jou in jou lewe gedoen het. Maar as ons geen poging aanwend om 'n impak te maak op die wêreld om ons nie, as ons geen poging aanwend nie, dan is ons eintlik waardeloos vir die Here. Terwyl God wil hê, jy moet jou lewe so leef, dat dit soos 'n lig sal wees wat jy uitstraal, en jy moet jou getuienis deel met almal om jou.
Net weer vers 16, 'n stad bo op 'n berg kan nie weggesteek word nie. As jy in die nag ry, dan sien jy 'n stad se ligte van baie ver af, en dit is hoe ons lewens ook moet wees. As mense net na jou kyk op 'n afstand, moet hulle kan sien, jy's 'n kind van die Here. En die heerlikheid en die lewe wat die Here ons gegee het, en die salwing van die Heilige Gees, dit is die Here se lig in ons, en hierdie lig moet deur ons skyn, in en deur ons skyn. Stem julle saam? Nou, 'n mens kan die lig wegsteek. Die van julle wat julle lig wil wegsteek, ek gaan gou vir julle 'n paar tips gee hoe julle dit kan doen. Hoe word die lig weggesteek? Eerstens steek jy die lig weg wanneer jy stil bly, terwyl jy moet praat. Deur stil te bly, wanneer ons van die Here moet praat of getuig, dan steek jy eintlik die lig weg. Dan sit jy dit onder 'n emmer. So julle moet nooit skaam wees om van die Here te praat nie. Tweedens, 'n mens steek ook die lig weg wanneer jy meegesleer word saam met die wêreld. Met ander woorde, sê nou maar jy's tussen 'n klomp mense by die werk of by die skool of by 'n braai of by 'n funksie, en jy neem nie 'n stand in vir Jesus nie, dan steek jy eintlik die lig weg. Derdens, 'n mens steek ook die lig weg as jy die lig ontken. As jy saam met die wêreldse mense praat en saam met die wêreldse mense dinge doen, asof jy nie 'n kind van die Here is nie, dan steek jy die lig weg. 'n Mens steek ook die lig weg deur sonde in jou lewe toe te laat. Vyfdens, steek 'n mens die lig weg as jy nie verduidelik wat met jou gebeur het nie. Byvoorbeeld, as jy sê, ek dank die Here, of prys die Here, of die Here is goed. Dit is maar clichés wat mense gebruik. Prys die Here. As die kat kleintjies gekry het, prys die Here. As die kar start, prys die Here. Dit het clichés geword. As jy sê, prys die Here, en as mense by jou verduidelik vir hulle, hoekom jy dit sê. As jy dankbaar is teenoor die Here, verduidelik hoekom jy dit sê. Moenie laat dit net 'n cliché word nie. Laat mense verstaan. Sesdens, deur die nood en die behoeftes van ander te ignoreer, dan steek jy ook eintlik die lig weg. As jy sien, daar's iemand met 'n nood, met 'n behoefte, en jy ignoreer dit, jy draai jou rug op daai persoon, dan steek jy die lig weg. Want dis nie hoe die Here wil hê ons moet wees nie. Amen. Ek onthou toe ek die eerste keer genooi is om in Amerika te gaan preek, toe was, ek moes Januarie daar gewees het. Het was verskriklik koud, gesneeuw. Ek besluit ek, ek gaan nou my spaargeld vat en vir my 'n baadjie koop. Die beste baadjie wat ek kan koop. Ek dink dit was R1200, daai tyd. Vir die sneeu en die koue en die nattigheid. Dus ek was trots op my baadjie. En ek was daar in Swaziland en ek sou net daai volgende week vlieg. En een aand, toe is dit koud daar in Swaziland en ek het my spesiale baadjie aan. En ek kom maar by die grenspos. En ek sien die man wat die hek oop en toe maak, hy bibber van die koue.
En die Heilige Gees sê vir my, gee vir hom jou baadjie. Ek sê, Here, maak jy nou 'n grap? Kan jy hierdie baadjie vir hom gee en ek het te duur betaal? Hoe kan ek hierdie duur baadjie vir daai man gee? Ek moet volgende week vlieg. Ek loop by hom verby, ek groet hom net, ek gaan in, laat hulle my paspoort stamp. Ek kom uit, toe ek by hom verbyloop, sê die Heilige Gees weer vir my, gee vir hom jou baadjie. Ek ignoreer dit, ek klim in die bakkie. Ek staar die bakkie, die Heilige Gees sê weer, gee vir hom jou baadjie. Ek laat sak my kop. Ek sê, okay, Here, ek sal my baadjie vir hom gee. Klim uit, trek my nuwe baadjie uit. Ek sê vir hom, hier is vir jou 'n baadjie. Ek ry daar weg met 'n swaar hart. Ek vat toe maar my ou baadjie toe ek vlieg. Ek klim mekaar aan die ander kant af met 'n ou baadjie. Maar hy was nie bestand in die sneeu en die nattigheid nie. Maar die pastoor wat my kom haal by die lughawe, toe ons nou ry van die lughawe af Denver toe, sê hy vir my, Pastor Aubrey, you know what? The Holy Spirit just told me to buy you a jacket. Sonder laat ek enigiets gesê. Ons ry daar na 'n groot klerewinkel toe. Hy sê, Pastor Aubrey, just go in and get whatever you need. Ek stap daar uit met 'n beste baadjie, jeans, hemde, kouse, klomp goed. Maar kan julle sien hoe werk die Here? As jy gehoorsaam is in die klein dingetjies, gee hy altyd meer vir jou terug. Meer. So ons moet nooit ons harte toemaak vir mense wat nood of behoefte het. Al is dit moeilik, hy sal altyd veel meer gee as wat jy gee. Dit is maar hoe hy is. Hy is 'n God van oorvloed. Hy gee altyd meer. Stem julle saam? Maar ek sê, hierdie woord is eintlik 'n baie persoonlike woord, ten spyte van krisisse. 'n Nuwe vertaling sê, laat skyn jou lig. Vir jou het die lig gekom, die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. So sal in Marianne, ek voel ek moet net vir julle sê, die Here se teenwoordigheid het vir julle lig gebring. Daar is donkerte oor die aarde, duisternis oor die nasies, maar oor jou gee die Here lig, oor jou verskyn sy magtige teenwoordigheid. Daar is donkerte, duisternis, dis waar, dis feite. Het sal moeiliker gaan in die laaste dae, allerhande siektes, kwale, peste, maar oor jou gee die Here lig, oor jou verskyn sy magtige teenwoordigheid. En hy hoor nou hoe mooi sê hy dit, want hy praat ook persoonlik met elkeen van ons in die Amplified. Arise from the depression and prostration in which circumstances have kept you. Met ander woorde, staan op uit die depressiewe toestand uit, staan daaruit op, staan op uit die diep vernedering en die verslaanheid van omstandighede, rise to a new life, so staan op tot 'n nuwe lewe. Dan sê hy, shine, be radiant with the glory of the Lord, for your light is come and the glory of the Lord is risen upon you. So hy sê eintlik skyn, skitter, of wees glansryk,
en straal die heerlikheid van God uit, want die lig van die Here is in jou en die heerlikheid van die Here het oor jou gekom. En dis my gebed vir elkeen van julle, my gebed persoonlik vir elkeen van julle, dat die lig van die Here in en deur elkeen van julle sal skyn, sodat julle 'n magtige reddingseffek sal hê in die wêreld. 'n sekere profesie. Dat jy 'n magtige reddingseffek in die wêreld sal hê, nie net hier in Craddock nie, maar ook in Suid-Afrika en in Afrika en in die res van die wêreld. Elkeen van julle. En die Here, glo ek het hierdie gemeente ook gemaak as 'n lig vir die nasies, so julle moet altyd die wêreld en die nasies in julle visie hou. Want 'n gemeente wat uitreik sal in alle opsigte altyd 'n geseënde gemeente wees. Dis hoekom God my so seën, want ek het 'n visie vir die nasies, ek het die oogklappe lankal afgehaal. Ek skroppie net my eie nes nie. Die geheim is, jy moet hier werk, maar ook daar. Tegelykertyd. Kyk maar wat sê Handelinge 1 vers 8. Julle sal my getuies wees, as die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as tegelykertyd in Judea en in Samaria en dan tot aan die uiterstes van die aarde. Dis die geheim. Efesiërs 5 vers 8 sê, vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here, wandel soos kinders van die lig. En 2 Korintiërs 6 vers 14, watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Geen. En hoor wat sê Jesus in Johannes 8 vers 12, ek is die lig van die wêreld, wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. So julle sien, Jesus het nie net aan die kruis gesterf vir ons sondes, om ons te red nie. Hy het nie net daarvoor gesterf nie, sodat jy net Sondag hier in die kerk kom sit nie. Dis nie hoekom hy alleen gesterf het vir jou sondes en dat jy Sondag hier in die kerk moet kom sit nie. Hy wil hê jy moet jou lig laat skyn. Vir baie mense is dit net die huis in die kerk, die huis in die kerk, die huis in die kerk. So, jy moet daai mindset verander. Hy het vir ons baie ander voordele ook gegee, byvoorbeeld, hy woon nou in ons. Hy het nie net vir jou sondes gesterf nie, hy woon ook nou in jou. En ons moet sy lig en sy heerlikheid wat nou in ons is, uitstraal en ons moet nou wandel soos kinders van die lig. Kan ek 'n amen kry? 1 Petrus 2 vers 9 sê, hy het ons uit die duisternis geroep tot sy wonderbare lig. En 1 Tessalonisense 5 vers 5 sê, julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nou nie van die nag of van die duisternis nie. En ons ken almal 1 Johannes 1 vers 7. As ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dis die voorwaarde, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sondes. So wat sê dit vir ons, dat ek en jy is die lig in hierdie donker wêreld waarin ons lewe?
So laat julle lig skyn. En ons moet ons lig so laat skyn, sodat hulle wat in die duisternis is, hulle weg en hulle pad na die Here toe sal vind. Dis hoe ons dit moet doen. So hoe doen 'n mens dit? Hoe doen 'n mens dit? Deur altyd, glo ek, na die bron van die lig te wys. Jesus Christus is die bron van die lig. Jy moet altyd na hom wys. Deur jou mond en deur jou lewe. Jou mond en jou lewe moet saam getuig. Jy kan nie een ding praat en 'n ander ding doen nie. Kan iemand amen sê? So ek sluit af. Ek wil net gou iets sê oor die lig waarvan Jesus hier praat. Hy sê in Matteus 5 vers 16, in die ou vertaling, laat julle lig skyn, of so skyn dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Nou die woord lig wat Jesus hier gebruik vir lig beteken eintlik om te verlig, om bekend te maak, om te openbaar. En 1 Johannes 1 vers 5 sê, God is lig en geen duisternis is in hom nie. Met ander woorde, duisternis simboliseer die afwesigheid van God. Dit simboliseer net die afwesigheid van God. Duisternis. Daarom sê hy in 1 Johannes 1 vers 6, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en ons doen nie die waarheid nie. So moenie alleen leef nie. Deur jou lewe en jou mond. Met ander woorde, deur jou manier van lewe, maak jy God bekend aan die wêreld en aan die mense om jou. So jy laat jou lig skyn as jy eerlik is. Jy laat jou lig skyn as jy vergewe. Jy laat jou lig skyn as jy opreg is. Jy laat jou lig skyn as jy genade het en bewys. Jy laat jou lig skyn as jy geduldig is. Jy laat jou lig skyn as jy positief is. Jy laat jou lig skyn as jy doen wat die Here sê jy moet doen. En so kan ons aanhou. So jou lewe moet hom weerkaats. Dit is soos die maan. Die maan, dit was nou die dag mos 'n superman. Maar die maan het nie lig in homself nie. Die maan weerkaats die lig van die son 100%. Die maan weerkaats die son se lig 100%. So die maan se lig kom van 'n ander bron af. En net soos dit met jou en my, ek en jy het geen lig in onsself nie. Maar Jesus is die bron van lig. En Jesus sê, laat jou lig skyn, of julle is die lig van die wêreld. As hy dit sê, dan sê hy eintlik, ek is die bron van lig en julle moet my weerkaats in hierdie donker wêreld. Julle moet my weerkaats en julle moet my bekend maak aan die wêreld. Amen.